Almal lekker rustig tot orde, lekker gaan sit. Goeiemôre aan julle elkeen. Baie welkom vanmôre. Waar ons ook vanmôre as gelowiges so bymekaar kan wees op 'n baie mooi dag soos vandag. Nou, daar gebeur gewoonlik 'n paar dinge op so 'n dag. Die kerk is of baie vol of baie leeg. As hy baie leeg is, dan weet ek is al die ma's oral iewers ingesteep en lekker bederf. Vir al die ma's wat vanmôre is, dis Moedersdag. En vir iemand wat dalk vergeet het vanmôre, dis hoekom die kerk ook daar is. Hulle gaan jou onthou en jy die hele diens om ergens 'n plannetjie te sit en uitdink wat jy gaan doen ook na die tyd. Ek hoop die preek gaan jou daarmee help. So vanmôre vir al ons ma's, kom ons gee alhoewel wat nou nie 'n ma's nie vanmôre, maar jy kan 'n bietjie uithaal en wys. Kom ons gee vir julle 'n lekker handeklap om net te sê welkom hierson, né? Ek moet dan sê die gemeente het 'n jaar ver gekom. Kerke sukkel partykeer om hande te klap, né? Maar dit vat maar tyd, maar julle het dit vanmôre lekker gedoen. So vir al die ma's vanmôre. Ons gaan vir julle 'n bietjie later ook verder erkenning gee, maar ek wil vanmôre net eers begin om te sê 'n ma wat weet wat sy werd is. Net wat sy beteken. Kan ons vanmôre sê baie dankie ma's vir alles wat julle doen. Ons dink so dikwels, ons kyk so dikwels na mense oor wat kan jy doen? En dit wat jy doen beteken dis jou waarde. Maar Afrika en ons oosterse mense help ons 'n bietjie om anders te dink hieroor. Om te sê jou waarde lê nie in dit wat jy doen nie. Jou waarde lê net in die persoon wat jy is, sonder dat jy enige iets doen. So baie dankie vir al ons ma's vanmôre. En 'n spesiale woord van groot welkom. Vanmôre is ons ook by ons afkondigings. Ons het ons kalender. Vandag het ons Moedersdag en dan die 12de is Bybelstudie. Die 14de met Hemelvaart is Donderdag. Nou ons gaan nie Donderdag 'n diens in ons kerk hê nie. Ek dink ek het hierdie jaar genoeg agtergekom waar almal moet rondry en hoe ver ons moet ry om op 'n aand hier te wees. En ons gaan 'n onreg doen om te vra dat ons in die aand hier wees. So ek gaan Donderdag vir ons 'n virtuele boodskap die oggend uitstuur. En dan het ons Sondag 'n diens, dis volgende week. Volgende week ek dink maar ek is nie volgende week hier nie. Prof Henk is volgende week hier. En dan het ons Pinksterweek. Nou Pinkster gaan ons ook virtueel doen. So in die oggende het ons almal 'n lekker boodskap wat jy kan luister, wat jy kan saam bid. So ons gaan dit op daardie manier doen. Dit bring ons by ons verjaarsdag. Marisa de Villiers, die 11de, baie geluk. En Dawie Marie, 12de het ons Verena Lou, 14de vir Rudolf Kerstyn en die 15de verjaar Etta. Etta, baie geluk. Ons waardeer jou elke Sondag so baie. Dis so lekker om ook die orgel te hoor. Baie dankie. Ja, jy sien, hier kom dit nou weer. Willie, baie dankie vir daai ene. Ja, ons is werklik so dankbaar. Jy's so deel van ons span hier so elke Sondag. Omenie, jy's ook vanmôre hierso. Vir almal wat nie weet nie, baie dankie. Ja, hy's iets vreesliks deur. As almal nog nie weet nie, gaan praat na die tyd met hom. Maar ons is dankbaar. Jy's op die voete. Al is dit met 4 voete wat jy mee saamloop vanmôre. Vir jou en vir Sandra baie welkom ook vanmôre. Julle is werklik waar, ek weet 'n baie moeilike tyd deur en die Here is vir ons almal baie goed. En so sien ons ook iets van sy goedheid daar in julle lewe. En dan het ons Bybelstudie. Ek wil net sê, jy bring net 'n Bybel en 'n notaboek saam. Ons is besig om 'n bietjie deur Markus te lees, daar in Markus 1. So niemand is agter nie. Dan wil ek ook ietsie sê oor gemeente-evaluering. Dominee-evaluering, dis eintlik die regte woord. Nou daar is, toe ek laas jaar hier aangestel is daar ook besluit, ek gaan my foon bær het julle al my aandag, om die dominee te evalueer. Met ander woorde, jong preek uit daarom wat ons kan verstaan, slaap ons nie te veel in die diens nie, sien ons hom dan iewers. Julle weet mos, hoe werk dit, die grappie, ag julle almal ken dit, en vir almal wat dit nou nie ken nie, lag net saam met my vanmôre. Hulle sê mos die dominee is in die Sondag is hy onverstaanbaar.
in die week onsigbaar en dan aan die einde van die maand onbetaalbaar. So, laat ons net kyk waar is ons met die dominee. So vir almal wat vanmôre voel, hulle het dalk miskien 'n aandeel, hulle wil dalk 'n vorm invul. Ons kort nog 10 mense uit die gemeente. Ons het die kerkraad is 10, hulle vul 'n vorm in. Ek het self 'n vorm wat ek moet invul en dit sê net vir ons min of meer saam met ons gemeente, die werk wat ek ook nog in Waterberg doen, hulle doen dit ook daarso. En as ons nou wonder hoekom is dit so, dis net maar 'n standaard ding wat ook deur die synode is. So kom ons as jy voel vanmôre, jy wil graag die dominee evalueer, asseblief praat met Ronel. Madeleine, hulle kan met jou ook praat asseblief. Laat ons 'n vorm by jou uitvat. Hierdie vorm gaan jou heel moontlik 10 minute vat. Karina het my help invul, so ek het dit bietjie vinniger gedoen. 1 minuut. Ek mag dit nou nie sê vanmôre. Is ons reg vir vanmôre se diens? Kom ons begin. Ons gaan so lekker sit en dan begin ons saam sing van lied 190. Ons 199. Het ek hom nou reg? Ek dink ons het hom reg. Ja. Kom ons wat is lied 199? Ekskuus, ek het nog nie 'n boekie hierso nie. Ja, ons ken hom. Ekskuus, dan het ek iewers weer hierso iets fout geskryf. Ekskuus, ek is by die verkeerde Sondag oop. Ek is so bitter jammer. Ek dogte nou, hierdie preek lyk nou so lank. Ek wonder hoe gaan ek hier deurkom, né? Daar is hy nou vanmôre by die regte ene. Mense, Karina, jy is vanmôre gevra, as jy wakker. So, kom ons hê vanmôre net 'n heerlike diens. Ons sit so, dan begin ons met lied 199. Ons gaan die eerste vers sing. Here, ons neem U heilige naam op ons lippe vanmôre, as ons ook so saam sing. En ons loof U wat in die hoogste hemel troon. Ons loof U omdat U ons God is. Ons loof U omdat U ons liefhet, eerste lief gehad het. Ons loof U vanmôre omdat ons ook U baie, baie liefhet. Hoor vanmôre as ons so sing en neem ons loflied aan in Jesus naam. Kom ons sing ook lied 191. Ons kan net so bly sit, die eerste en die tweede vers.
O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En met daardie woorde wil die Here jou vanmôre kom groet. Daar is genade. Dit kom van God ons Vader, ons Abba. Dit kom van die Here Jesus, hy wat ons Here en ons leidsman is. Kom van sy Gees, wat inwonend in ons inwoon, wat ons lei, ons vertroos, ons leidsman is. Amen. Kom ons gaan staan, ons gaan lekker saam sing vanmôre ook in ons loflied. Dieselfde melodie as lied 191. Ons gaan al drie die verse saam sing, lied 190. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Ons dank hom. Baie dankie, kom ons kan sit. Ek moet sê, in my dae was dit baie makliker om 'n sakkie suigstokkies oop te maak as vandag. Ek weet nie waar het hulle geleer om die goed so toe te maak nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met ons gesels in ons kindermoment. En dit is ook wat bietjie sin speel op ons maas. En ek het nogal vanmôre die vermoede dat ons maas is by uitstek die een wat ons daarin gaan help. Rooi koeldronk. Wat mors op die mat. Wat mors op 'n tafeldoek. Ek sien julle glimlag. Dit is groot werk. Dit vlek, dit kom nie so maklik uit nie en dan is daar gewoonlik 'n kol op die mat. Nou het julle al gesien as jy by mense is, né, en die kinders mors. Kyk in jou eie huis is dit nog oukei as die kinders mors, né? Dan gaan haal jy nou maar 'n lap of die mop of al hierdie lekker goed wat ons vandag het. Jy druk net so 'n bietjie met daai. Ons is ook so een in die huis.
Druk net so 'n bietjie daarso en dan sien ek net die kool verdwyn. Wonderlike goed. Ek vra nou die dag, Here, hoekom kan hulle nie in my tyd toe ek klein was ook sulke goed gehad het nie? Baie moeilikheid en ellende sou ons gespaar gewees het. Maar nou het ons dit nie, nou het ons dit vandag. Maar as jy nou by mense is en die kinders mors so lekker, dan is daar gewoonlik nou twee. Die ma kyk gewoonlik kwaai. Het julle dit al gesien? Gewoonlik sê die gasvrou, wat sê die gasvrou? Laat ek gou eers hoor. As ek in Moenie worry nie. Dankie oom Willie. Oom, dit lyk my baie gehoor. Dag vir oom daarvoor 'n sygstokkie gee vanmôre. Lyk my oom help my hierso vanmôre. Anderste, julle kyk my so aan vanmôre. Dankie oom Willie. Daar sê. Moenie worry nie. Dit is nie so erg nie, né? En dan veral as daai iets nog gebreek het ook, dan hoor ons altyd ag, dit is net aardse goed, né? Ons hoor hierdie goed en dan as die mense daar weg is, dan het ons 'n ander gesprek. Julle dit ook al. Hier is mense wat lag, ek is in goeie geselskap. Julle weet waarvan ek praat. Nou ek gaan nou vanmôre net gou so vir al die kinders gaan 'n lekker sygstokkie kom haal. En ek glo jou ma is twee ma's, né? Die ene sê ek is 'n ma wat 'n lappie kry, die ander een raas. En ma's raas nie vandag nie. Ken julle ma's wat raas? Ken julle ma's wat 'n lappie uithaal? Ja. Kom haal al die kinders gou vir my 'n lekker sygstokkie hierso voor. Almal kan, as jou ma, jy gaan vir jou ma ook 'n sygstokkie saamvat. Ek gaan haar vergewe vanmôre in die diens om met 'n sygstokkie te sit. Ja, dis lekker. Vat vir jou ma ook een saam. Gaan jou ma ook 'n sygstokkie kry. Vat vir jou paatjie en saam net vat hy dalk jou ma se. Daar sê. Vat vir jou ma ook 'n sygstokkie. Jy kan vir jou paatjie en saamvat. Daar sê. Baie dankie. Kom ons gaan na die Bybel toe vanmôre en voordat ek vir ons gaan lees, kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons het nou op die plek gekom in ons erediens wat ons die Bybel wil vat om daaruit te lees. En ons dank U vir die Bybel in Afrikaans. Here, wat 'n voorreg en dat ons dit kan lees en dat ons iets daaroor kan sê en daaroor mag dink. Kom lei ons vanmôre, Heilige Gees, ook in ons gedagtes. Kom gee vir ons moed. Kom gee vir ons hoop. Here, kom vertroos ons. Kom bevestig in ons harte dat U saam met ons is en dat U by ons is. En dat ons nie alleen is nie. In Jesus se naam. Amen. Nou, ons gaan lees vanmôre daar in 2 Konings 4. Nou, Konings is in die Ou Testament. Daai gedeelte wat ons almal goed ken, ons weet net nie altyd waar staan dit nie. Dis een van die gedeeltes, as ek sê ek daar's 'n paar gedeeltes in die Bybel waaroor mense my graag bel. Gewoonlik wil hulle net weet, waar staan dit? Sê ek die beste een wat weet waar staan dit in die Bybel, is Google. Né? Julle kan net Google, dan hoef ons nie die dominee te bel nie, maar dis een van daai gedeeltes. So ons gaan lees 2 Konings 4, en ons gaan lees daarvan vers 1. Kom ons lees dit vanmôre saam. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leekryke, en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe, en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom af weg, sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedra het sy hulle volgemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring verby nog 'n kruik. Maar hy het gesê,
daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Kom ons lees net eers tot sover. My tema vanmôre is wat is 'n ma? As ons bietjie dink oor wat is 'n ma. En ons lees vanmôre in ons teksgedeelte van hierdie ma. Ons weet nie wat is haar naam nie, behalwe dat sy die vrou was van 'n profeet en sy het 2 seuns. En hierdie ma het 'n enorme probleem. Ons lees daarvan in die Bybel. Jesus het ook sekere gelykenisse wat hy praat oor skuld en hoe ons daaroor moet dink. Nou, vanmôre wil ek eerder uitkom by die persoon van die ma. Die ma sit met 'n groot probleem. Sy's 'n weduwee. In die Bybelse tyd was die weduwee uitgelewer, ek wil amper sê, aan haar oudste seun. So ek neem aan uit die teks uit dat die seuns nog klein was. Want gewoonlik was dit die kinders se verantwoordelikheid om na hulle ma om te sien. Die oudste seun veral. Kan julle onthou, dis hoekom Jesus gesê het vir Johannes, kyk na my ma. En hy het vir sy ma gesê, luister na hom. Ek gaan nie meer daar wees nie. So dit was die oudste seun se verantwoordelikheid om na sy ma om te sien. So ons neem aan uit die teks dat hulle nog klein was. Dit sou natuurlik 'n vreeslike konsternasie gewees het en ek glo nie Elisa sou gehelp het as die seuns nou so 25, 30 jaar oud was en daar by die huis rond gelê het en niks gedoen het nie. Dan dink ek sal sy net gesê het, hoor hierso vat hulle, laat hulle bietjie gaan harde arbeid doen. Maar in die teks sê vir ons vanmôre, ons neem aan hulle was nie so oud gewees nie. Maar sy sit met 'n probleem. Die man is oorlede, die boedel en nou is haar skuld en skuldeisers en ons weet skuld moet betaal word. En nou die konsternasie waarin sy sit. En dan natuurlik in die Bybelse tyd, as jy nie jou skuld betaal nie, dan het hulle jou kinders gevat en hulle verkoop as slawe. So dit was nog die slawe praktyk wat daar was. Nou in ons westerse wêreld kan ons self nie indink dat hulle jou kind gaan vat en gaan 'n slaaf maak nie. Ek bedoel, dis buite ons verwysingsraamwerk, dis buite ons morele verstaan van dit wat reg is. Menseregte. Dis so ver verwyderd is hierdie teks vanmôre. Dis letterlik op 'n ander planeet. Dat jou kinders gevat gaan word, hierdie ma verkoop word vir skuld. Maar hierdie ma is in 'n goeie posisie. Want sy weet waar om aan te klop vir hulp. Dis die eerste ding wat ons vanmôre moet sien uit die teks. As ek sommer die Engels kan praat, sy is geconnected, né? Sy het al die regte mense in plek wat sy ken. En sy ken vir Elisa, die man van God. Nou, heel moontlik was haar man wat 'n profeet was ook vertroud met Elisa. Hy was die opvolger van Elia, hierdie groot profeet wat ons weet wat lewendig hemel toe is. Maar van Elisa lees ons hierdie klomp wonderwerke wat hy gedoen het. Van water wat drinkbaar geword het en gif wat hulle in die kos gegooi het en hulle kon dit later eet en van 'n byl wat op die water kon dryf. Nou vanmôre weer een van hierdie wonderwerke. Maar in hierdie teks, die persoon van die ma, sy is connected. Sy weet waar om aan te klop vir hulp. En dis vandag ook so tekenend van mense. Ek is verstom as ek sien waar klop mense aan vir hulp vandag. In die eerste plek sukkel mense baie keer om te sê, ek het hulp nodig. Ek gaan 'n vreeslike woord, hulle vrek eerder voordat hulle hulp vra. Daar's sulke mense. En dis die baie keer as ons trots, of wat ook al, baie keer is dit mense wat sê, jong, weet jy, ek vra nie hulp nie, ek maak my eie plan. Ken julle sulke mense? Hier is dalk miskien vanmôre ook sulke mense in die kerk. Hier staan een van hulle hier voor op die kansel. Ons
Is ek 'n goeie geselskap vanmôre? Ons vra nie baie keer hulp nie. Ons sukkel eerder daarin op ons alleenheid. Ons suffer in silence. Ons vra nie hulp nie. Baie keer gaan mense nou weer in vandag se terme as hulle hulp nodig het en dan is hulle op Facebook, né? Die hele wêreld weet van die probleem. Ons moet back a buddy, vir almal, weet julle wat is back a buddy? As mense wat nie weet nie, dis eintlik net 'n glorified beelding op sosiale netwerk. So ons het vandag en ek praat oor hierdie goed want dit is die tipe dinge wat ons vandag in ons wêreld kry waarin ons leef. In die Bybelse tyd het hulle dit nou nie gehad nie. Nou hierdie ma het die regte mense op die regte tyd en plek gehad. Sy weet waarom aan te klop vir hulp. Nou in vandag se tyd wil ek amper sê mense moet ook weet waar by die regte plek aan te klop vir hulp. Want wat gebeur hierso? Sy klop aan by Elisa. Nou Elisa weet ons as 'n profeet, maar Elisa gaan iets doen. En hy gaan iets goddeliks in haar situasie inbring. Daai sinsnede wil ek hê moet ons aan vashou vandag. Hy gaan iets goddeliks in hulle hopelose situasie inbring. So sy klop by die regte plek aan. Sy's nie op Facebook nie, sy's nie by Back a Buddy nie, sy's nie by al hierdie ander wat net sê ons moet net vasbyt nie. Daai teks het ek ook nog nie in die Bybel gekry nie. Het julle al baie keer gehoor byt net vas? Nou, daai teks is nie in die Bybel nie. Wat wel in die Bybel is ons het iemand in plek en God het iemand in plek in ons situasie, ook in ons lewe. Jy is baie keer daardie persoon wat in plek is ook vir iemand anders. Om iets goddeliks in hulle situasie aan te bring. Nou hier is die interessantheid en dit laat my so baie dink aan die Here Jesus wat gevra het, ma, wat het jy in jou huis? En sy sê sommer net niks behalwe. Sy weet. Nou kan ons dink as daar nou regtig niks in die huis nie. Nee, sy praat iets waardevols. Wat is daar? Olie. Sy het 'n erdekannetjie olie. Nou hoe groot of hoe klein hy was, maak nou nie saak nie. Maar sy het iets in die huis en sy gee erkenning dat sy iets waardevols het. Wat het jy? Ek glo dis baie keer wat vir ons ook gevra word, wat het jy in jou situasie? Jy het dalk miskien 'n getuienis, dis 'n waardevolle ding. 'n Getuienis is 'n verskriklike waardevolle ding. Want oral waar die ou Israeliete in die 1200 jaar van die Ou Testament gekonfronteer was met enigiets, het hulle sê, weet wat, ons het iets. Kan julle onthou, 1000 jaar terug, het die Here ons uit Egipte uitgelei. Ons het 'n getuienis, ons het iets waardevols wat ons kan neersit. Ons het 'n getuienis. Nou sy het ook iets waardevols en is net 'n erdekannetjie olie. En hier kom nou die interessantheid. Hy sê jy het skuld, gaan maak nog meer skuld, gaan leen nog. Dit klink nie baie goed nie, né? Nou uit die besigheidswêreld gaan ons sê ons moet juis van ons skuld ontslaa raak. Ons wil juis van ons skuld ontslaa raak. Elisa sê, nee, in hierdie situasie gaan maak jy nog meer skuld. Gaan dompel jou nog verder in die moeilikheid in en betrek dan nog 'n klomp mense ook. Gaan na jou bure toe, hulle hoe jy die kryke uit hulle uit gaan kry, sê die teks glad nie. Hy sê vir haar, gaan maak nog meer skuld, gaan leen nog meer. Verstommend. Maar dit kan so gebeur want hy is besig om iets goddeliks in haar situasie uit te bring. Gaan leen. Nou sê mense, jong, ek leen nie goed nie. Ek leen nie. Ek sit eerder sonder daai ding, ek maak 'n ander plan. In hierdie teksgedeelte sê Elisa vir hierdie vrou wat ons nie weet wat is haar naam, vir hierdie ma in haar moeilike omstandighede, jy gaan 'n paar mense tog moet betrek. Dis 'n publieke ding. Jy het 'n probleem, hulle gaan jou help. En dan gaan leen sy. En hy sê sorg dat jy genoeg gaan leen, hè. Moenie te kort nie. Nou, ek dink net in hierdie vrou se kop, wat moes hier aangegaan het? Lee goed. Aan die ander kant nou weer kan sy gedink het nou ek het geldprobleme. Nou sê hierdie ou ek moet nog gaan leen. Miskien
het sy gedink, hy kan net vir haar die geld gegee het. Elisa was 'n baie ryk man gewees, baie vermoënd. Gaan lees 'n bietjie daar toe die Here hom geroep het, hulle het met 12 skare osse geploeg. Hy kom uit die adelhuis uit, dis 'n familie wat geld gehad het. Hy kon seker vir haar net die geld gegee het. Maar dis nie waar hieroor uitgaan nie. Ek dank die Here dat hy nie net vir haar die geld gegee het nie, maar dat ons hierdie gedeelte het sodat ons kan verstaan, maar hierdie ma in haar nood is besig om 'n bepaalde pad te stap. Sy moet nou die publiek ook betrokke kry by haar situasie. En dan sê hy vir haar, as jy nou klaar dit gedoen het, dan gaan jy nou in jou huis in. En hier kom die interessante. Vat jou seun saam, want hulle moet help. En dan maak jy die deur toe. Daar waar niemand sien nie. Daar waar niemand van weet nie. En hierdie ma is met dit wat kosbaar is vir haar en haar 2 seuns in die huis agter toe deure. Dis baie keer vanmôre, en ek wil nou nie allegories daaroor wees nie, maar kan julle onthou as die Here Jesus mense gehelp het, dan sê hy vir hulle, maak toe jou mond. Jy mag van niemand hiervan sê nie. En in hierdie gedeelte is dit so tekenend wat ons vandag het. Sekere goed wat behoort tot die huis, in die binnekring, in die binnekamer van 'n huis, lees 'n mens oral op Facebook of op sosiale media. Ander goed weer, wat maar almal kan weet, daaroor mag ons nie praat nie. Ek lag altyd so lekker in my binneste as mense vir my sê, jong, ons moet tog nie dat hierdie ding nou uitlek nie. Dan dog ek, ek weet al gister van hierdie situasie. Ja? Is interessant hoe mense is. Ons mensdom is so interessant. Maar gaan daar waar dit stil is, waar God met jou saak besig is. En weet julle wat? Dis gewoonlik waar mense wil weet wat gaan aan in jou lewe. Wat gaan jy nou doen? My antwoord is, en dit kom uit die regswêreld, wat sê, hierdie saak is in kamera. Dit beteken, die publiek word nie hier toegelaat nie. Die kerk moet nie daarvan weet nie, die dominee hoef nie daarvan te weet nie, my buurman hoef nie daarvan te weet nie, my mense wat op Facebook is, hoef ook nie daarvan te weet nie, want hierdie saak is, God is besig om my saak uit te werk. So hier is 'n ma wat wysheid het, wat insig het en wat iets van die lewe verstaan. Daar's 'n tyd dat dit reg is dat mense van jou goed weet. Daar's ook 'n tyd wat sê, wie hiervan hoef niemand te weet nie. Ek is met God besig en hy's besig om my sake vir my uit te werk. En dit is presies wat hy besig is om te gebeur, en sy begin gooi. Ja, en gooi. Maak alles vol. Want daar staan, onthou, ons moet maak seker jy leen genoeg. Daar moet genoeg wees. Moenie net 1 of 2 gaan leen nie, gaan leen die hele soveel as wat jy kan. En dan die wonderwerk. Ek wil amper vir julle sê vanmôre, ons maak so baie oor die wonderwerk. Maar om by die wonderwerk te kom, is eintlik waaroor hierdie gedeelte gaan. Ek wil amper sê, die olie wat meer geword het, die wonderwerk, weet sy van. Niemand anders hoef daarvan te weet nie, kan julle hoor. Haar probleem weet almal. Hoe dit opgelos word, is dit net sy en haar seuns. Die dominee is ook nie daar nie, Elisa is ook nie daar nie, hy het nie nou daar gaan sit en met 'n kierie daar gegooi, of ek weet nie wat hy gedoen het, hy het net gesê, gaan maak hy goed vol, maak hy kruike vol. Ek dink hulle was super verbaas gewees oor wat hier gebeur. Hoe God hulle sake uitwerk, was niemand betrokke behalwe hulle, wat belange daarbey. Dis een van die wonderbaarlikhede van hierdie teks wat ons lees vanmôre, en dit is, in jou uitkoms het God alleen belang by, dat ons nie vir ander mense die eer kan gee nie. Dis 'n jaloerse God. Die woord sê dit vir ons, hy is alleen ergens met ons besig om ons saak vir ons uit te werk, soos ons hom daarvoor vertrou. Ons weet natuurlik wat was die uiteinde. Toe sy nou van vra, wat moet ek nou met die goed doen? Hy sê, ek kan nie glo jy vra my die vraag nie. Dis waardevolle goed wat jy het, gaan verkoop alles, betaal jou skuld en leef van wat oorbly.
is ons ergens gekonnekt met iemand wat iets goddeliks in jou situasie kan inbring. As jy by iemand gaan sit, iemand kom sit by jou, is jy die persoon wat iets goddeliks na 'n situasie toe gaan aanbring. En ek praat nie nou van 'n preekgeleentheid nie. Ek praat van iets fisies, goddeliks in mense se situasies kan inbring. Jy weet, as mense daarby by kom sit en ek luister soms na 'n bepaalde situasie, dan is dit maklik om te sê, het jou pa nie met jou hieroor gepraat nie, nou sit jy in die probleem, jy het nie geluister nie. Of, hy kon nou heel moontlik gesê het, jong, was jou man se sake nie nou so in orde, in die boedel en al die dinge, en nou het jy 'n probleem. Hier's geen veroordeling nie. Die feit van die saak is, hierdie ma het 'n krisis. En hoe sy daarin beland het, is nie belangrik nie. Wat belangrik is Elisa is op die plek om iets goddeliks in haar situasie in te bring. En dit kan enigiets wees vanmôre. As ek en jy vanmôre hier sit met 'n bepaalde situasie en ons sê, Here, ons het iets goddeliks in my eie situasie. Waar gaan dit vandaan kom? En dit kom altyd van mense af. Nou verstaan julle ook hoekom ek so fanaties is oor mense wat in hulle eie hoekie sit en ek sit in my hoekie. Wat alleen is. Ek wil weet, waar is die persoon wat iets goddeliks in jou lewe gaan inbring? En dis mense. Daar gaan nie 'n engel kom nie, ek beloof julle. God gaan iemand gebruik, net soos dat hy vanmôre hierdie man gebruik het, Elisa. Nou kan ons sê, ja, hy was 'n profeet gewees, hy was 'n groot profeet, hy het wonders gedoen, hy het die gees van God op hom gehad. Wat maak jou vanmôre kind van die Here anders as hierdie man? Jy het ook die gees van God op jou. Jy's die ene wat baie keer in jou eie situasie ook iets kan inbring. As daar mense kom en sê, Here, soos Kornelius sê, is hier nie iemand wat jy kan stuur nie, en die Here gaan haal vir Petrus. Baie keer bid ek ook, Here, is hier nie iemand wat iets goddeliks in hierdie situasie kan inbring nie. En as daar niemand is nie, dan bring ek dit self in. Maar dis 'n werkswyse. Ons gaan iets goddeliks hier aanbring. Ons gaan nie loop en kla en murmureer en ons goed opsit dat almal hoef te weet nie. Gewoonlik sien ek volwassenheid lê daarin. As daar 'n bepaalde situasie is, dan maak ons so. Ons maak toe. Partykeer onttrek ons ook 'n bietjie. Almal hoef nie te weet nie. Ek dink die kerk het baie keer geweldige skade veroorsaak. En ek wil vanmôre vir jou kind van die Here en elkeen wat hierna luister sê, ek vra om verskoning waar die kerk jou te nagekom het met inligting wat uitgelek het. Inligting wat jou te nagekom het, inligting wat eintlik net daar was vir een of twee se ore. Ek wil vanmôre namens die kerk en ook van hierdie teks vir jou kom sê, ek vra om verskoning. Miskien gaan julle sê in hierdie land vra ons vir al die verkeerde goed verskoning. Maar baie keer is daar goed wat nie in die publiek moes wees nie. En ons wil dit so graag in die publiek hê. Die wêreld soek dit so graag in die kerk ook en sê maar ons het nie hier geheime nie. Natuurlik het ons geheime vir mekaar. Baie. Ek is iemand wat baie geheime in my hart ronddra. Ek dink daar's 'n klomp mense wat baie dankbaar gaan wees as ek my oë toemaak want sê jong, hier gaan hierdie geheim gelukkig net saam met hom. So ons moet vir mekaar 'n veilige plek kan wees. Elisa was vir hierdie vrou, vir hierdie ma 'n veilige plek. Wat sy kon sê, maar ek het 'n probleem. Hoekom sukkel ons vanmôre om te sê, weet jy, ek het 'n probleem. Bid net 'n bietjie saam met my. Want die wêreld het 'n tekort aan 'n veilige plek waar ons net onsself kan wees. Met ons probleem sonder dat ons weet wat is die oplossing. Ek weet baie keer nie wat is die oplossing nie. Here, kom ons vra die Here, wat het die Here te sê? Ons wil iets goddeliks inbring. Hoe gaan ons hierdie ding doen? Die wêreld vra vandag, die aanbod is 'n veilige plek. En 'n veilige plek is iets of iemand waar ons die Here kan vertrou, dat die Here ook daarin sy ding kan doen. So kom ons neem tog vrymoedigheid.
mense vandag iets nodig het, waag dit. Ek het hulp hier nodig. Kom ons hou op om self te probeer iets uit te werk. Ons het nie altyd nodig om iets self te probeer uitwerk nie. Die Here het sy kerk gegee om ons daarin te help. Hy het sy Gees gegee om ons daarin te help. En nou is daar 'n ander spreekwoord wat ek hierdie week 'n paar keer gehoor het. Joef, en dit is iets wat soos 'n hoenderbeen in my keel kom sit elke keer as ek dit hoor. En dit is: God help hulle wat hulle self kan help. Nou daai teks het ek nou nog nooit in die Bybel gekry nie. Nooit. Ons wil partykeer sien hierdie vrou moes iets gedoen het. Wat het sy nou probeer? Sy het nou 'n paar koeksisters probeer bak en haar kinders het hier op die straat elkeen met 'n pannekoek gestaan en bord om die nek iets probeer en daar gaan ons help. Dit is nie die Here nie. Dit is nie sy woord nie. God help hulle wat hulle self nie kan help nie. Ek wil nog erger hierdie ding sê. God help hulle wat hulle self nie wil help nie. Dit sit nie lekker op ons vanmôre nie, né? Dit sit nie lekker nie. Maar dis gereformeerde teologie. Gereformeerde teologie sê God help hulle wat hulle self nie kan help nie en God help hulle wat hulle self nie wil help nie. Ek sien hierdie ding is nie lekker vanmôre hier in die kerkgebou nie. Dis gereformeerdheid, mense. Dis hoekom Jesus gekom het. Want jy sien, ons kyk en ons besluit baie keer vanuit 'n wêreldperspektief. Het hierdie ou al iets probeer? Ek was al 'n paar keer in 'n tight spot in my lewe. En dan ek weet waarvan ek praat. En dan kom mense graag by jou en van jou vriende en sê, "Hoor jy nou, wat het jy al probeer?" Ja, nie eintlik iets nie. Maar dis nie wat die wêreld wil hoor nie. En as my pa destyds by my gekom het en gesê, "Hoorie, watter planne het jy?" En sê ek van pa, "Ek het nie 'n plan nie." Joh, en dan lyk dit ook nie goed nie. Dit klink nie goed nie. Dit klink asof jy nie verantwoordelik is nie of jy nie omgee nie. Maar dis juis die evangelie van Jesus. Want hierdie vrou het nie omgegee om uit te reik na die regte plek waarop iets goddeliks in haar lewe gaan gebeur nie. Die Here het juis iemand kom help wat haarself nie kan help nie. Sy het nie meer 'n plan nie. Haar planne is klaar. Sy wil eintlik ook nie meer nie. Sy weet nie meer nie en uit radeloosheid is sy 'n uitstekende ma. Die tema van môre, wat is 'n ma? 'n Ma is iemand wat die Here ken. 'n Ma is iemand wat sy kan sê, "Maar my kind, ek gaan jou so moet grootmaak dat ek jou eendag in die Here se hande kan sit en dat jy kan leef en dat jy in God se hande veilig kan wees." 'n Ma is iemand wat vir ons sê, "Ek weet nie, ek het hulp nodig." En ek hoor dit baie keer. Ek hoor dit baie. Mense wat vir my sê, "Jong, my kinders hou my op my knieë." Dis reg. Ons kinders hou ons op ons knieë. En ons kinders is vir ons belangrik. Maar ons is in 'n situasie wat ons nie vir hulle planne het nie en ons kan nie vir hulle besluit nie. En nou sit ons hulle in die Here se hand, veiligste hande, beste hande wat daar kan wees. As ons onsself nie kan help nie. Ons het vanmôre gesing in lied 190. Voordat ek en jy kon vra, het u seun reeds my vloek gedra. Toe ek en jy nie weet hoe nie. So hier is vanmôre 'n stukkie gereformeerdheid. En ek is baie trots daarop. Dit sit so moeilik op die wêreld. Dit sit so moeilik op mense en ek kry altyd so lekker daaroor, né? As ek sê, weet jy, ek het nie 'n plan nie. Ek weet nie hoe gaan ons hier uitkom nie. Maar dis oukei. Ek wag vir instruksie. Ek is op die regte plek gekonnek. Ek wag vir instruksie. So tussen hakies, hoeveel gebede het jy al vir my ingesit vir my situasie? Dan moet jy sien hoe vinnig raak mense otherwise, né? Hulle gaan jou nie weer pla nie. Dis die vinnigste manier as mense vir jou vra, "Het jy 'n plan?" Dan sê ek, "Nee, ek het nie 'n plan nie." Maar ek wil net vra, hoeveel gebed het jy al vir my ingesit? En mag jy in daai situasie wees. As jy by mense wil weet, wat gaan nie aan?
wat gaan jou plan wees, dan het jy reeds in gebid daaraan gekom. In gebid beteken, ek het nou al 'n bietjie gebid oor die ou se saak. Here, hier is 'n bepaalde situasie wat u aandag nodig het. Ons weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Elisa het nie idee gehad hoe hierdie goed gaan gebeur nie. Hy was nie eers daar gewees nie. Dis God se saak. Agtertoe deure hierdie ma en haar 2 seuns. Ons hoef nie te weet nie. Wat ons wel moet weet, ons het 'n hart nodig, die hart van Jesus wat sê, hier's persone wat nie weet hoe nie. Dis oukei. Dis oukei met die Here, dis ook oukei met ons as kerk. Dis oukei met ons as gelowiges. Het die mense 'n plan? Geen plan. Dink nie goed nie. Maar as jy rustigheid en vrede in jouself kan kry dat daar nie 'n plan hoef te wees. Want dan is ons oop vir die Heilige Gees om met iets wonderbaarlik na vore te kom. Jesus as dit ware met sy uitgestrekte arms is oop vir enige plan wat hy van daar af gaan deursien. En al klink dit vir jou en vir my nie baie goed nie, dan is ons eers in goeie geselskap. Ek dink vir haar het dit nie baie goed geklink nie. Dominee Elisa, ek het geld nodig, nou sê ek moet gaan leeg kryke en goed gaan leen. Ek het geld nodig. Nou sê ek moet 'n klomp leeg goed gaan leen. Klink nie baie goed nie, maar God is in beheer. Dis wat ons moet weet. Hy's altyd in beheer. Ons hoef nie te weet nie. En sy het dit gedoen. Daar's 'n stuk gehoorsaamheid ook in. Dis die ander ding wat gereformeerde teologie vir ons leer. Daar's altyd 'n stuk gehoorsaamheid. Die Here lei ons om 'n bepaalde ding te doen en ons gaan doen dit. Dis 'n stuk gehoorsaamheid, sy het dit dood eenvoudig net gaan doen. Ons kry natuurlik vandag ook ander teologie, die humanistiese teologie wat sê, maar ek moet dit eers kop en ek moet verstaan en hierdie ding is nie logies nie en met my verstand weet ek nie of hierdie ding kan werk nie. Nou daar's baie kerke wat so werk. Maar ons gemeente en ons kerk werk nie so nie. Ons hoef nie alles te weet nie, want God is in beheer. Maar ons is gehoorsaam en ons is oop vir sy leiding. En ons het iets goddeliks wat ons iets kom beleef het vanmôre. In jou situasie hierdie week, kom ons is lekker prakties, ek wil jou daarmee huis toe stuur. Gaan wees jy vir iemand hierdie Elisa, wat iets goddeliks in hulle situasie inbring. Baie keer is dit net nodig 'n gesprek op 'n telefoon. Gee God 'n kans. Het jy nou al gebid oor hierdie situasie? Gee God 'n kans. Wat is God se opinie? Nee, ek weet nie. Nee, wel ek wil ook nie weet wat jou opinie nie. Gee vir my God se opinie. Wees ergens gekonnekt met iemand wat iets goddeliks in jou situasie kan inbring. Dis wat hierdie ma ons vanmôre leer. Sy het geweet waarom haar lot te gaan bekla. Dis vir ons 'n baie moeilike ding hierdie. Baie. Want ons westerse wêreld is nie so ingestel nie. Ons gaan suffer eerder daar alleen. Ons het slapelose nagte en tussen 2, 3 uur en 4 uur in die oggend, dan lê ons en dink aan 'n oplossing. Die wêreld van ons teks leer vanmôre, kom ons maak iemand ook mede verantwoordelik. En dis hoekom 'n gemeente daar is. Is ons gemeente 'n veilige plek? Is ons gemeente 'n veilige plek? Kan ek afsluit met 'n lekker storie? 'n ouderling eendag vertel hierdie storie met 'n kerkraadsvergadering. Die kerkraadsvergadering was later toe nou baie kort. Julle weet 'n klomp jare terug as die mense het elkeen so 'n plek. Julle het ook julle plekke in die kerk. Ek weet al so min of meer wie sit waar. En die kerk sit vol en daar agter sit 'n baie 'n oom en ek gaan hom vir ons vanmôre oom Jan noem. En hy het sy plek daar agter wat hy sit met sy swart pak klere en sy stewels en sy kierie en hy's 'n baie kwaai oom. En die kerk is vol. En daar kom 'n ou in. Hy het nie geweet wat om te doen die oggend nie en hy wil graag kerk toe kom.
En hy loop in jare terug in die ou Suid-Afrika met 'n T-hemp en 'n denim en kaalvoete. Nou kyk, daar's plekke wat ek ouens al kaalvoet gesien het, daar in die Vrystaat. Hulle loop elke dag kaalvoet. Hulle loop in die winter ook kaalvoet. Ek het hom gesien, die ou was op sy troue die dag met skoene aan. En so dan en dan in die kerk het hy skoene aan. En die ou kom kaalvoet in die kerk in. En niemand het vir hom plek om te gaan sit nie. En hy kom sit heel voor die kansel, op die grond. Jong, en almal sit vir mekaar en rondkyk. En oom Jan staan op. En Tertius vertel die dag dat hy loop met sy kierie en almal kan sy voetstappe uit die kierie hoor, tot reg voor die kansel hier waar die ou sit. En almal hou hulle asem op, want hier kom miskien 'n groot uittrap. En oom Jan kyk hom so, en hy gaan sit langs hom. En hy trek sy skoene uit. En hy sit sy skoene daar langs hom neer en hy sê vir hom, ek kom hier langs jou sit en ek het ook my skoene uitgetrek, dan is jy nie vanmôre alleen nie. Jy's nie al persoon in hierdie kerk wat nie skoene aan het nie. Die dominee het ingekom en het amen gesê en hy het gesê, julle kan huis toe gaan. Ek vra vanmôre, is ons as kerk, as gemeente, is jy vanmôre as kind van die Here 'n veilige plek? Veilige plek waar ons nie veroordeel gaan word nie. 'n Veilige plek dat mense ook, as dit ware soos vanmôre se storie, ons skoene kan uittrek. 'n Veilige plek, en daardeur sê ek, 'n veilige plek vir hulle wat nie in tel is nie, soos hierdie weduwee. Mag die Here ons in hierdie week ons harte sag maak, mag hy ons oë oopmaak. Maar meer as dit ook vir jou vanmôre wat worstel met iets in jou lewe, wat dit ook al is. Dit kan enigiets wees vanmôre. Dat ons ook sal weet, maar ons is gekonnek. Ons is gekonnek aan 'n gemeente. En wat doen ons in hierdie gemeente? Ons bid vir mekaar. Sê, Here, ek behoort aan hierdie gemeente. Hier's ander broers en susters saam met my in hierdie gemeente en jy weet, elkeen het 'n baie moeilike pad wat hulle stap en uitdagings. Dis hoekom kerk en gemeente so belangrik is. So, jy's gekonnek op die regte plek en ons wil iets goddeliks in jou lewe kom inspreek vanmôre. En kom ons wag op die Here, sodat ons saam bly kan wees as die Here iets in jou lewe kom doen. En saam in afwagting kom wees om te sien hoe God sy hand beweeg. Amen. Amen. Ek moet dan sê, ek het dan 'n beter gesig wat ek hier voorsien. Net nou het ek daarin baie ge-worry. Gereformeerde teologie, onthou net, toe ons onsself nie kon red nie, het die Here ons kom red. Wat is as ek en jou aandeel niks? En God kom in ons wêreld wat ons nie weet nie, en hy kom doen iets. Kom ons bid saam. Dankie Here vanmôre vir hierdie ma, wat met haar 2 seuns so iets saggies op ons skote kom neersit. Hierdie ma wat, omdat sy haar seun so liefhet en in haar benarde situasie vanmôre iets vir ons saggies in ons ore wil invluister. Dat ons weet ons is gekonnek. Ons is gekonnek met 'n hemelse Vader. Ons is gekonnek met die koning van die konings en sy naam is Jesus. Ons is gekonnek met sy gees wat in ons woon. Ons dankie vanmôre, Heilige Gees, dat U ons ken en soos elkeen op ons naam. En dat U ons ken in ons lewens, ons omstandighede, goed wat vir ons moeilik is, goed wat ons nie weet nie. Ek ken ook baie keer net ons benardheid. 'n benarde situasie wat ons so vasgevang voel. Heilige Gees, U kom lei ons, kom gee vir môre vir ons hoop, kom gee vir ons strategie. Ons is so van U afhanklik. Ons dankie vir hierdie gemeente, vir elke man en vrou en kind. Ons dankie vir die kerk van Jesus, dat ons nie alleen is nie, maar dat ons soveel ander boeties en sissies het, wat saam met ons U dien, saam met ons kan vertrou. Vader, ons dankie dat U altyd opdaag. Net soos in hierdie teks vanmôre, het U opgedaag toe die deure toe was, met U mag en U krag. Dankie dat U altyd opdaag, ook in ons omstandighede, al voel dit soms 'n bietjie laat.
Dankie dat U altyd opdaag met iets goddeliks. U ken ons ook in hierdie week, gaan met ons saam. Lei vir ons, bemoedig ons deur die woord, ook waar ons donderdag hemelvaart gaan vier, dat dit ook vir ons 'n besonderse dag sal wees, dat ons sal weet, maar die God wat ons aanbid, die Vader van ons Here Jesus, wat ook ons Vader is, ons Verlosser wat troon aan die regterhand van sy Vader, van God, waar hy heers oor alles en almal, en alles met 'n woord in stand hou, ook in ons lewens. Kom seën vir ons ook, en ons dink in besonder aan ons maas, ook vandag wil U vir hulle sommer net 'n besonderse bederf kom gee met almal wat kosbaar is in hulle lewens. En dan bid ons hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Nou terwyl ons liefdegawes gaan opneem, Madeleine het vir ons 'n baie mooi lied wat sy gaan speel bietjie rondom my ma, en dan Ronel, julle wil vir al die ma's ietsie uitdeel. Baie dankie. Maar jy was daar toe ek niks gehad het nie. Stil in die agtergrond, maar jy het alles gesien. Jy het my opgetel sonder om iets te vra, selfs toe ek myself begin verloor in die geraas. Jy het nooit geskree nie, net gewys hoe om te wees, hoe om aan te hou, hoe om deur te breek. Ek dra daai lesse elke dag saam met my, selfs as ek val, weet ek jy is nog by my. Soos ek moet nie, maar alles wat ek is, begin by jou. Sien jy het my gewys hoe om mens te bly, in 'n wêreld wat vinnig probeer hard en koud draai. En ek onthou daai klein goed, daai stil gebare, ek sê dankie, al klink dit min. Jy is my begin, en jy bly my begin. My heart
Ja, Alta, baie dankie ook vir wat julle gedoen het vandag vir ons voorberei en so ook vir almal wat deel gehad het aan hierdie dag. Baie dankie. Kom ons staan, dan gaan ons mekaar sommer 'n lekker handdruk iewers gee. 'n Lekker glimlag. Ons wense vir die week. En dan gaan ons afsluit met ons slotlied. So kom ons staan eers. Ons gaan Ons slotlied is lied 468, kom ons sing al 4 die verse. Lekker saam. Koningskind, dan hoor ook vanmôre die seën wat ek oor jou uitspreek. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, jou Vader, en die gemeenskap van Heilige Gees wat in jou woon, sal met jou wees en met jou bly.